Elohim, almagtige God, U is ons genadig. In U troue liefde en in U groot barmhartigheid wis U ons oortredings uit. U was ons skoon van skuld, reinig ons van ons sonde. Ja, ons oortredinge ken U en van ons sonde bly ons ook altyd bewus. Neem tog nou ons sonde weg, dat ons vanoggend met 'n rein hart by die nagmaalstafel kan aansit. Was ons dat ons witter as sneeu sal wees. Skep vir ons 'n rein hart, o God, 'n rein hart wat op U alleen fokus. Vul ons met blydskap en laat ons lewe as mense wat deur U verlos is, tot U eer alleen. Geloofsgemeenskap van Stella, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, en van ons Here Jesus Christus. En dit doen hy deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Daar is 2550 tekste in die Bybel, waar die naam Elohim gebruik word. Ek gaan nie al 2250 vanoggend lees nie. Ek het maar gekies, kom ons bly maar net by 2. Of is daar iemand wat wil hê ek moet dit lees? Ok, nee, ons wil gaan eet. Daar is hy, maar die belangrikste, ons praat vanoggend met mekaar oor die naam van God, die hoofnaam van God, Elohim. Maar kom ons voor ons saam lees, kom ons bid saam. Ons God, as ons maar besef die krag en die grootheid, die almag, die soewereiniteit wat in U, Elohim, God, gesetel is, dan sal ons ook vanoggend, soos 'n Jesaja en soos 'n Johannes, vooroorval en sê, dis klaar met my. Ek het God gesien, ek kan nie meer leef nie. En Here, U weet, my gebed ook vanoggend, wat ek weer vir U sê, Here, daar's nie 'n beeld om U grootheid, U naam Elohim te kan verduidelik nie, net woorde. Lei my in my woorde, Here, om maar ietsiekie van die betekenis van Elohim aan ons geloofsgemeenskap oor te dra. En Here, dat dit wat ek oordra, vir ons elke ene in ons geloof sal versterk, dit ons geestelike lewe sal rig en verander. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die Israeliete het so respek gehad vir die naam Elohim, dat hulle dit nie uitgespreek het nie. En ek het 'n tyd gelede die boodskap gehad van jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. As die Israeliete die Bybel lees of gepraat het, dan het hulle gesê, jy weet van wie ons nou praat, of hulle het later 'n vermenging van woorde gehad om Jehova te maak, wat beteken dis Yahweh, en dit is Adonai, dit is God, dis Here. En ek het verlede week vir die gemeente gesê, in hierdie tyd wat ons in die ongeluk was veral, en hoe die Heilige Gees by my gekom en my net heeltyd bewus gemaak van die name van God en die krag wat in die name van God is. En daar waar jy nou is, het jy God nodig in sy name, kan ek sê.
en het die Heilige Gees op my hart gelê, kom doen 'n bietjie vir die gemeente net 'n kort reeksie oor die name van God. En as ek oor die name van God praat, dan gaan dit oor bietjie, kom ons gee bietjie vir mekaar vaste voedsel. Kom ons gee bietjie vir mekaar lering vanuit die woord oor God wie ons aanbid. Dat ons God beter kan leer ken. Nou, vanoggend die naam soos wat julle hoor, die Hebreëse naam vir God is Elohim. En in elke naam van God is daar 'n spesifieke krag en betekenis ingesetel. Die naam Elohim kom, soos ek gesê, 2550 keer in die Bybel voor. Maar nou, kom ons lees Genesis 1 vers 1. Die eerste naam vir God wat gebruik word in die Bybel is Elohim. In die begin het Elohim die hemel en die aarde geskep. Die aarde was onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van Elohim het oor die waters gesweef. Hier is nou 'n ontsettende interessante stukkie lering. Elohim is 'n meervoudwoord. Maar ons vertaal dit nie met godde nie, of gode nie, maar dit is eintlik 'n meervoudwoord. Wat beteken dit? Wat is die eerste ding wat ons hieruit vir mekaar moet sê, as oral in die Bybel staan Elohim? Ja, daar's ander tekste in Hebreëus byvoorbeeld waar hy sê El Shammah. God is hier. El Shammah. El Shaddai. Maar hoekom nou Elohim? In die begin het Elohim geskep. Behalwe dat dit vir ons sê dat Elohim God, die skepper God is, wat beteken hier die meervoudvorm? Presies dit wat ons bely, dat God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. Die meervoudvorm Elohim dui daarop dat God is God, die Vader. Hy is God die Seun, God die Heilige Gees. En in Genesis 1 vers 2 lees ons daar, maar die Gees van God, die Heilige Gees, het oor die waters gesweef. In Johannes 1 vers 1, 2 en 3, daar lees ons ook, in die begin was die woord, dit was Jesus, daar, en die woord was by God, en Jesus was self God. Hy was reeds in die begin by God, en hier, alles het deur hom ontstaan en tot hom stand gekom. Ja, nie enkele ding het bestaan sonder hom nie. En een van ons belydenisse in die kerk is dat die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, was van die begin af en was van die begin af betrokke by die skepping. Elohim. So, maar kom ons praat 'n bietjie verder oor Elohim. Elohim, as ons oor Elohim lees, as ons oor God lees, dan besef ons, hy is hierdie almagtige, hierdie kragtige God, wat geskep het. Hy is so kragtig en so almagtig, hy hoef maar net 'n woord te spreek, en dit het tot stand gekom. Elohim is die skepper God. Maar Elohim is ook die God wat sy skepping onderhou. Kom ons kyk om ons, dan sien ons alles wat God geskep het. Maar kom ons kyk om ons, dan sien ons alles wat God ook onderhou, want hy is Elohim.
Hy is groot. Sy krag is onbeskryflik. Sy grootheid, sy heerlikheid kan ons nie in woorde omskryf nie. Dis Elohim, die God wat ons bely. Ek glo in God die Vader, en ek glo in Jesus Christus, en ek glo in die Heilige Gees. So ons God is 'n skepper God. En vir die van die dames en die manne wat Vrydag by die wêreldbiddag van gebed was, kyk net vir 'n oombliekie, oom Molie het 'n mooi diens gemis Vrydag, hoor. Maar kyk 'n bietjie net langs jou, kyk voor jou, kyk agter jou. Kyk net 'n bietjie. Wat sien jy? Jy sien 'n ongelooflike mooi kunswerk wat God iewerste op 'n dag in daai oom en tannie na wie jy kyk, of daai jong dogter of daai jong seun, waarna jy kyk, jou kleinkind, jou man, jou vrou, daar was 'n dag wat Elohim daai persoon kunstig aan mekaar gewerk het in daai persoon se moederskoot. Kyk na jouself, kyk na jou hande, kyk na jou ore, jou oë, alles wat jy kan doen met jou liggaam. Kyk na jou vermoëns, kyk na jou breinkrag. Elohim het dit gemaak. Nou, vat net vir 'n oomblik. As God dit kon regkry, hoe groot, hoe almagtig, hoe kragtig is hy dan net nie? En dan praat ons nie eers van die hele skepping nie. So vanoggend, Elohim is ons skepper God. Maar kom ons gaan nou 'n bietjie dieper. Elohim is die alleenwyse, die alomteenwoordige, die soewereine God. En ek verwys terug na die reeks wat ek gedoen het oor die soewereiniteit van God. Wie kan u raad gee sodat u verplig is om iets terug te doen? Uit u, deur u, tot u is alle dinge. Elohim is die soewereine God oor elkeen van ons se lewe. Daar gebeur niks in ons lewe as die soewereine God nie daarvan bewus is en daaroor waak nie. Alles wat in ons lewe gebeur, gebeur tot sy eer en tot soos hy gekies het dat dit gebeur. Sodat hy die eer moet kry. Hy is die soewereine God. Kobus Moelman, help my bietjie daai stukkie wat jy gelees het oor die soewereine God. Kan jy nog onthou? Ai, Kobus, nou moet jy weet, intussen tyd het ek 'n harde hout teen die kop, toes dit ook uit. Maar dit is so mooi. Vriende, ons aanbid 'n soewereine Here. 'n God wat in beheer is van elkeen van ons se lewe. 'n God wat in beheer is van NG Kerk Stella. 'n soewereine God, en dis die volgende betekenis, wat ook gekies het op 'n dag, ek gaan my verlosser stuur, Jesus Christus, om vir julle sondes, my sondes, te gaan sterf. Dis 'n soewereine God wat dit gedoen het. Hoekom? Want hy is die soewereine God. Hoekom het hy sy seun gestuur? Dan sê prof Johan Hein, sommer, ja maar hoekom sommer? Sommer, hy was lus. Want hy is die soewereine God. Hy kan doen wat hy wil doen, tot sy eer en tot die verheerliking van sy naam alleen. En vanoggend as ons by die nagmaalstafel aansit, dan dien ons ook Elohim, ons verlosser. Want as dit nie vir Elohim was wat gekom het om ons te verlos nie, dan was ons nie vanoggend hier nie. En waar kom dit vandaan? En dit is Elohim. As jy gaan lees in Genesis 15, Genesis 17, is dit die almagtige Elohim
wat by Abraham kom en sê, Abraham, ek wil 'n verbond sluit met jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis die almagtige Elohim, die skepper van die hemel en die aarde, wat in Genesis 15 vers 17 of vers 19 tussen die stukke vleis deur die bloed loop en sê, Abraham, ek sal met my eie lewe betaal as ek hierdie verbond met jou nie nakom nie. Maar Abraham, ek as die almagtige, die soewereine God, ek loop alleen deur hierdie bloed tussen hierdie offervleis. Want Abraham, as jy en jou nageslag ontrou is aan my, dan sal ek ook in julle plek vir julle sonde betaal. Dis Elohim wat 'n verbond sluit. Dit is Elohim wat uiteindelik kies om ons verlosser te wees in Jesus Christus, en dit gaan ons vanoggend vier. Maar daar's een groot ding nog van Elohim. Elohim, in die Bybel lees ons, hy's 'n regverdige regter. Hy duld nie sonde nie. Hy haat opstand teen hom. Hy's 'n regverdige regter wat gaan oordeel oor almal. Niemand gaan sy regspraak kan vryspring nie. Behalwe, ek wil nou sommer hier afstap en dit demonstreer. Niemand gaan die regverdige regter se vryspraak vryspring nie. Maar daar was 'n dag wat die verlosser aan die kruis gehang het. En hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Elohim, Elohim, lama sabachthani, almagtige God, skepper van die heelal, soewereine God, U wat die krag het, waarom het U my verlaat? En toe het hy geskree, tetelestai, dit is volbring, en het die voorhangsel in die middel deurgeskeur. En het Jesus vir al ons sondes betaal, sodat ek en jy nou vrye toegang het tot die troon van Elohim, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Toegang het tot die troon van Elohim, want die voorhangsel het geskeur. Ons aanbid nie sommer net nog 'n God nie. Ons aanbid Elohim, die skepper van die hemel en die aarde, die almagtige, soewereine God, wat ons verlosser is, wat ons toevou in liefde. Na wat hy vra, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Kom ons bid saam. Here God, Elohim, almagtige God, soewereine God, skepper God, God wat regter is. En toe Jesus uitgeskree het, Elohim, Elohim, waarom verlaat jy my? Daar het U ook ons verlosser God geword. Elohim, ons verlosser Here. En Here God, dankie dat U as die groot verlosser
nie een van ons sonde te groot beskou om te vergewe nie. Want Jesus het klaar daarvoor gesterf. Dankie dat ons met die wederkoms van Jesus by U gaan hoor, jy staan nie meer onder my oordeel nie. Jy is vrygespreek omdat jy in Jesus glo. Jy hoef nie voor my te verskyn nie. Dankie vir daardie genade. Elohim, ons God. Amen.